goddelike naam. Here, dankie vanmôre vir die Skeppergees. Dankie Here. Die dag toe U weggegaan het, gesê dis voordelig. Anders kan U hom nie stuur nie. Hierdie Gees alomteenwoordig. Hierdie Gees die krag van God. Hierdie Gees van die lewende God in ons. Maak ons vanmôre onverskrokke. Want U het vir ons gegee U Gees van krag, liefde, selfbeheersing. Geen vrees vir die dag van môre nie, want God het klaar môre in sy hand. Dankie vanmôre dat ons weet 'n volmaakte plan is klaar uitgewerk vir U kinders. Maak nie saak hoe die wêreld lyk nie, maak saak wie God is. En ons eer en dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. En amen. Glory. Ons leef in exciting tye. Verlede week gesê, dis op ons, gepraat van die twee arende. En daar het so baie dinge gebeur in een week. Maar dit begin nou al hoe vinniger gebeur in elke dag. Ons sien hoe die wêreld besig is om al hoe vinniger te tol. En die woord van die Here sê die aarde sug tesame, want hy wag vir sy verlossing. Nou ek wil met u praat vanmôre oor paniek of vrede. Die groot vraag. Matteus 24 kom, hy sê in vers 6. En julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie. Want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke. En ek wil 'n bietjie stil staan daar. Ek kry 'n foto van iemand in Amerika van die voorblad nuus van die New York Post, waar hulle sê dat $10 biljoen is vir Iran gegee om hulle te koop vir die olie. En julle weet wat het gisteroggend gebeur. Trump het weer begin skiet. So die vredesooreenkomste is van die tafel af. Hulle sê in die laaste dae gaan hulle vir jou sê vrede, vrede, en daar gaan nie vrede wees nie. En op hierdie stadium is die probleem, werklike probleem, dat te veel oë is nou op Donald Trump, maar Donald Trump bly teruggaan op sy woord. Hy bly teruggaan op wat hy beloof het. So op die einde van die dag is daar 'n groot storie wat Trump wat gesê het Vrydagoggend. Hy lewe sy hele lewe lank om die kommuniste te sien val. Oorlogpraatjies. Hy het vrede wat hy voorhou, en dan het hy oorlog in sy hart. Dit klink soos die mensdom van die tyd waarin ons lewe. Nou ja, nasies teen nasies, koninkryke teen koninkryke. Die Malawiërs is op pad uit, hulle sukkel by Beitbrug. Daai klip wat gegaan het, baie mense het hom vir my gestuur van die ou van die militêre vleuel van die EFF. Niemand ken hom nie, maar niemand breek hom nie. Geen regering praat teen hom nie, maar hy gaan en hy sê, gaan vir die wit mense ook kom. So gaan ons vanmôre 'n bietjie politiek praat, glad nie. Gaan vanmôre vir jou net skrif gee. Van waar is ons in tyd? Weet julle wat, ons is in die mees onsekerste tyd
En ek wil vir julle dit sommer dadelik sê, hulle het nou wel gesê die 30ste. Maar dis nie hoe hulle werk nie, want verrassing werk nie so nie. As ek jou verras, kom vertel ek jou nie wanneer ek jou kom verras. Alright, so gaan dit die 30ste gebeur? Moontlik. Gister bietjie met 'n paar ouens hoëgeplaas gepraat. Die moontlikheid natuurlik dat dit kan gebeur is daar. Dinsdag, Woensdag, ons weet wat's besig om te gebeur. Hulle is in die lokasies, hulle steel kos, hulle steel in elk geval alles wat hulle kan sien. Hulle breek oop. So die kanse dat die ding Dinsdag kan gebeur, en ek wil vir jou vanmôre sê, moenie vrees kry nie. Alright, want vrees is die grootste wapen wat die woord vir ons teen waarsku. So sou dit Dinsdag gebeur, kan dit dalk oorspoel na Woensdag toe, kan dit dalk. Sou dit nie gebeur nie, moenie gemaklik raak. Dis al wat ek sê. Moet net nie gemaklik raak nie. Dat hierdie dinge aan die kom is ongelukkig verseker. Alright, so saam met vers 7, dit bly by hierdie, is 'n baie sterk vers. Een koninkryk teen die ander, hongersnood, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke. Frikkie Mbabule het gister gesê, daar's meer Zimbabweërs in Suid-Afrika as wat daar Zimbabweërs in Zimbabwe is. Hoekom het hulle nie die grense bewaak nie? So, nou moet hulle skielik almal uit, nou moet hulle weggejaag word, nou word almal in die lokasies dan wakker oor die aliens. Maar oor die wêreld moet al die aliens nou uit al die lande uitgegooi word. So ek bly by vers 7, aardbewings, daar is 'n aardbewing, die aarde is vasgevang in die ergste graad van aardbewings wat ek nog ooit gesien het. Daar's 'n plaat wat hardloop, die hele Europa het gister Rusland geslaan. Dink julle hy gaan Suid-Afrika mis? Nee, hy's op pad. Onthou dat jare terug woord uitgegaan, die boonste plaat van Afrika gaan afbreek. Dis moontlik. Baie moontlik. Ek praat jou nie bang nie, ek praat vanmôre met jou skrif. Aardbewings is iets verskrikliks, hoe dit nou gaan. Die mees intense aardbewings is besig om die hele Europa te skud. Die hele Europa. Switserland se ys smelt teen 'n ongelooflike tempo wat outomaties watervlakke van die see gaan opstoot. Goed, dan kom daar vers 7. Aardbewings, hongersnode, pestsiektes, aardverwarming. So die hele Europa sit met aardverwarming. Hulle praat van dit raak 100 miljoen mense wat kan sterf as gevolg van die hitte. Dis besig om te gebeur, daar's daagliks mense besig nou om dood te gaan as gevolg van die hitte, want hulle kan nie die hitte weerstaan nie, hulle styer. Openbaring 15 kom en hy sê in vers 6. Liefie, ekskuus, gaan gou vir my net terug na daai vorige skrif, vers 8. Al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. OK, kom ons gaan nou na Openbaring 15:6 toe. En die 7 engele met die 7 plate uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne en om die bors omgord met goue gordels. En dan gaan ek na Openbaring 16 toe, vers 8 en vers 9. En die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla. En hulle het hom nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Ons sien dit is besig om af te speel. Dis die hele Europa is bo in Afrika en nou kom die volgende onvermydelike ding, hongersnood. Want die rysoeste in die hele Asië is weg. Ons praat van Taiwan, ons praat van Indië, ons praat van al die groot invoerders van rys. Hulle het almal mis oeste gehad. OK.
So, kom ons gaan gou terug na Matteus 24 toe, vers 7 weer asseblief. Die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, sal hongersnode wees, pessiektes, aardbewings. Alright, so die nasies is besig om teen mekaar op te staan, nie net hier nie. Hierdie is onvermydelik. Maar al jou koninkryke is besig om teen mekaar op te kom. Okay, al die nasies oor die wêreld is besig om te beklei. So, daar's 'n gewellige magsvertoning. En Donald Trump dink hy het hom. En hy het hom nie. Hy het hom verseker nie. Intussen tyd is Kim Jong van Noord-Korea besig met die grootste kernwapen. En niemand gee aandag. So, die water, die DRC het Ebola. Okay, dis maar hier in Afrika. Ebola is gister in Frankryk ontdek. Kan julle verstaan hoekom die woord van die Here, hoekom hy absoluut in plek, en die Here Jesus het gesê, dit sal die begin van die smarte wees. Hy sê vers 8, al hierdie dinge is die begin van die smarte, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, julle doodmaak, julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my naam. Alright, so die Christene oor die wêreld heen is klaar, taboe. Hulle wil ons nie daai nie, hulle wil ons nêrens hê nie, ons eie land is hier hofsaake, die ouens trek van dorp tot dorp, hulle doen groot goed, daar's hofsaake, hulle sê los die kerk uit. Moenie die kerk uitlos nie, sê ek, want die oomblik as die kerk vervolg word, kom die siele in. Want die kerk het te gemaklik geraak. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Met wie praat hy? Hy praat met die kerk. Hy praat nie met die wêreld nie. Ons gaan mekaar begin haat en verraai. Weet julle wat? Ouens, as die moeilikheid kom, sou dit Dinsdag kom, gaan ek vir julle een ding vertel. Jy gaan jou familie moet beskerm met alles. Jy gaan moet. Maar gaan jy 'n dag se deernis vir die ou langs jou hê? Ekskuus, is ek in hierdie speaker. Gaan jy 'n dag se deernis hê met die ou langs jou? Gaan jy 'n dag se deernis hê as 'n ou by jou deur kom klop sê, hoorie, ek het nie kos nie, gaan jy my kan help? Onthou wat hulle nou doen in die lokasies, hulle is besig om dit met geweld te vat. Hulle is besig om die trokke te stop, hulle is besig om die trokke te brand. Gisteroggend, van 4 uur se kant af, was hier 'n ongelooflike beweging op hierdie snelweg. Ek slaap redelik lig. En toe ek wakker word, sê ek vir my vrou, ek wonder wat gaan aan. Dit klink soos 'n klomp trokke wat ry, miskien moet hulle vroegtydig ergens kom met hulle vragte, want almal is bang vir wat Dinsdag gaan kom. Hy sê, vers 11, en baie valse profete sal opstaan, baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Here, ons praat al 100 jaar in die kerk oor liefde, ons is nog nie lief vir mekaar nie. Jy het nog 'n aksie teen iemand in die kerk, jy het 'n aksie teen jou boetie, teen jou sussie, en ons is op pad hemel toe. Op pad hel toe. As ek die woord reg verstaan. Ouens, ons het hierdie week begrafnisse gedoen. Weet julle, die mense gaan dood, dis iets verskrikliks, hoe baie mense doodgaan. Ek wil by jou pleit vanmôre, kry jou saak reg. Man, gaan kry jou trots en druk dit in jou gatsak, en gaan loop na ou toe, gaan was sy voete, en sê, wie ek skwaad vir jou, maar ek is lief vir jou, vergewe my. Dis wat die kerk veronderstel is om te doen. Dis wat die Bybel my leer. Maar ons het hierdie issue, en ons het hierdie issue, en ons het hierdie flipping issue, want dit gaan oor my. Jy's niks. Ek en jy is niks. God is alles. Maar laat hy regeer in jou lewe, laat dit sigbaar word in jou lewe, dat sy liefde in jou lewe is. Alright, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, dan sal die einde kom. En die goeie nuus is, al die nasies het die evangelie klaar gehoor.
Hy's klaar deur. Nou kom die waarskuwings, Lukas 21. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer seënbranders dreun. Weet julle wat? Die hele aarde nasies is totaal in radeloosheid. Gaan kyk bietjie wat gebeur in Europa. Gaan kyk hoe staan mense in poele water, fonteine, maar gaan kyk hoe gaan kinders dood van hierdie hitte. Daar's honderde al dood. En die kerk val. Want God weet, ons kan nie vir mekaar lief wees nie. Hoekom kop ek nou vanmôre op dit? Want ek vra, waar's die liefde? Wys my jou liefde. Don't talk it. Goedkoop. Dis goedkoop. Ons het God se liefde goedkoop gemaak. Ons het nie idee om dit vir mekaar te wys nie. En mense, hier kom dit. Sy harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskit word. God is besig om die kragte te skit. Ons het gedink ons gaan weg met die wegraping, ons gaan niks. Ek het vir julle slegte nuus. Ons gaan nog in hierdie verdrukking wees. Ons gaan 'n mate van God se toorn gaan ons beleef. Ons gaan hemel toe. God. Luister vanmôre wat ek vir jou sê. God gaan nou begin sif. Hy gaan vir jou begin sê, ek is moeg vir jou voorgee. Ek is moeg vir jou pretens, ek is moeg vir jou godsdienstigheid. Ek is moeg vir jou self-righteousness, ek is moeg vir jou hoogmoed, ek is moeg vir jou, want ek leef nie in jou nie. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, as hierdie dinge begin gebeur, kyk na bo. Hef julle hoofde op. Omdat jou verlossing naby is. Is die wegraping hier bitter naby. Bitter naby. Maar ek vra die vraag en ek vra dit met verskriklike vrees in my hart. Gaan God toelaat dat hierdie swart mag ons land gaan binneval? Hoekom nie? Praat met my. Dis gou om te sê nee. Hoekom nie? Het God deur die hele geskiedenis van die aarde sulke goed gebruik om sy kinders terug te kry by hom? Dis liefde. Dis liefde. Nee, ek gaan nie deur hierdie goed gaan nie. Né? As jou hart nie suiwer is nie, as jy nie in 'n intense verhouding met hom staan nie, as jy nie skoon is nie, as jy nie die liefde het nie, pas op, jy gaan daardeur. Ek kyk na al die gebeure in die Bybel, my grootste les kom altyd uit die Ou Testament uit. God het gesê, gaan val die vyand aan, as die vyand kom. Hy het nie gesê, gaan sit in jou kamer terug en sê, o, liewe Jesus nie. Hy het gesê, trek jou wapenrusting aan, neem jou wapens op, kom in 'n geveg. Hierdie is nie net 'n geestelike, demoniese geveg nie. Hierdie kom, dis geeste en demone wat mense beheer. Ouens, Vrydag loop daar 'n jong ouetjie in Switserland, in 'n demoniese besete jong, wat is die goed, Soedanees, kom by hom verby, en hy pluk 'n hamer uit, hy slat hom mors dood. Nou, wat maak ek en jou vanmôre so spesiaal?
As God dit gaan toelaat, kan ek vir julle een ding sê, en ek sê dit al vir 30 jaar. As God dit toelaat, sal die kerke weer vol word. En dan sal mense weer God dien. En hulle sal begin besef, hoe ver is hulle van hom af. So kyk op, want jou verlossing kom van bo. Habakuk 2 kom, hy sê vers 1 tot 4. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. En ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here en sê, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat julle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal duur tot op die vasgestelde tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. Wat het God gedoen van Genesis af? Hy het gesê, daar kom 'n dag wat my seun terugkom. Hy het gesê, daar kom 'n dag wat daar verwarring en chaos op hierdie aarde gaan kom. Hy het gesê, daar kom 'n dag wat hy, Christus gesê het, julle gaan 'n baie smal pad loop. Smal is die pad na die ewige lewe. En hy, Jesus, het gesê, daar's min wat hom kry. Dit klink net soos waarskuwings. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die geregverdige deur sy geloof sal hy lewe. Jy sien wat's die probleem met die kerk? Jou siel is opgeblaas. Heerlikheid, die Here kan hom bly wees, ek dien hom. Ons het 'n arrogansie en 'n hoogmoed. En mag God gee, dat as hierdie dinge losbreek, as dit sy manier is om jou hoogmoed en arrogansie af te breek, dan sê ek amen. Dan sê ek ook amen. Habakuk 3 kom, hy sê vers 3. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Sela. Sela, oordink bietjie, God kom. Hy kom. Sy majesteit bedek die hemel. Die aarde is vol van sy lof. En glans soos 'n sonlig is daar, ligstrale aan sy sy. En daar is die omhulsel van sy krag. Dis God se heerlikheid. Wat het vers 1 gesê? Hy kom. Kyk wat sê vers 5. Voor hom uit loop die pes. Dit kom voor hy kom. OK. En 'n koorsgloed trek uit agter hom aan. Dis besig om te gebeur. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige berge en neergesink die ou heuwels, paaie van die ou tyd. Vers 12 sê, in u grimmigheid betree u die aarde. God se grimmigheid is besig om los te breek. Want hy sê, in toren tors u die nasies. Die oes is ryp, die arbeiders is min. Kan die engel van Openbaring die sekel maar inslaan? Ek het gister gepleit. Ek het gister gesmeek, Here. Moenie dit nou doen nie. Want hy sê die oes het oorryp geword. En die parskype word volgemaak. En die bloed word vertrap. 200 myl ver. Tot aan die toom van die perde. Dan kom daar 'n belofte. U trek uit tot redding van die volk. Tot redding van die gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers
wat storm om my te verstrooi, wie se gejuig is, asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. Hoor wat sê hy, en toe ek dit gehoor het my ingewande gebewe. Weet jy wat, as jy nie vrees vir God het nie, dan sê ek vir jou vanmôre, jy's dom as straat. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, staan dan op en doen wat Job se vrou gesê het. Nou julle wat het sy vir hom gesê? Vloek God, dat jy kan doodgaan. As jy die vrees van die Here nie het nie, het jy vanmôre groot moeilikheid. Baie groot moeilikheid. Want weet jy wat is vrees? Respek, liefde, dien, sagte gees, uit om ander te dien, ander se belange bo jou eie te stel. My lippe het getril by die gelyf, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek baie rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek. Wil julle daai stukkie klaar lees? Vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Hierdie klink soos Siener van Rensburg. 1925 het hy die gesig gehad. Het 10 jaar terug dieselfde ding gesien in Rwanda. En toe ek dit sien en ek stap by daai monument in en ek stap by daai kerk in waar hulle 10,000 mense doodgeskiet het. Toe huil ek soos 'n babietjie en ek het my vrou daai nag gebel, toe sê ek, hierdie ding, sê die Gees, kom Suid-Afrika. Is onvermydelik. Maar dan kom daar, wat ons so baie maklik sê en sing. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Met ander woorde, pestsiektes, hongersnood. Die drag van die olyfboom sal teleurstel. Die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn. Geen beeste in die stalle sal wees nie. Ouens, dis besig om in ons land te gebeur. Ek het nou weer gehoor Vrydag, hoe Klausie al sy beeste gesteel. Daar's nou weer ons doodgemaak, die plase. Die haat is besig om te groei, maar die woord is besig om in vervulling te gaan. En hier kom hierdie vers, ek dink 3 jaar terug, het ek eendag het ons dit hier gesing, toe stop ek, toe sê ek onthou hierdie woorde. Nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Nogtans. Dit kom. Of dit Dinsdag is, en of dit lief is, nie. Dit kom. Dis 'n totale anargie in ons land. Dis geen wet en orde nie. Dis geen respek vir wet en orde. Dis geen respek vir die president nie. Want hy praat net so uit 2 monde. Eintlik 3 monde. Hy het 'n ander tong. Matteus 15 vers 13 sê: Waak dan, om julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Waak, 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 waak. Wees wakker. Moenie in jou binnekamer alleen gaan bid en sê, hoe, ek is heilig, ek sonder af, yes, ek is fyn nie. Nee, kry jou saak in orde met God, kry jou saak in orde met jou medegelowige, kry jou saak in orde met mense, moenie met bitterheid doodgaan nie. Weet jy, een van hierdie begrafnis nou weer hierdie week, moes ek hoor, hoe's dat, by al 2 begrafnisse, hoeveel bitterheid is daar? Iemand is kwaad vir iemand. Weet jy wat, as jy vir iemand kwaad is, gaan jy hel toe. Staan in die Onse Vader gebed, vergeef my soos ek. As ek nie kan vergewe nie, sê God, dan kan ek jou nie vergewe nie. Ouens, hierdie goed hoort nie meer in ons, hierdie moderne tyd in ons kerke nie. Onder die kinders van die Here nie. Ek sal met daai ou praat, maar ek doen hom deur daai en ek praat daar waai en ek praat daar, my magtig.
Klein kindertjies. Klein kindertjies is beter as ons, hulle gaan praat met mekaar. Hulle beklei nou môre as hulle weer groot pelle. Ons mis 'n punt. Jesaja 30 kom vers 15. So sê die Here, die Heilige van Israel. Hoor wat sê hy? In terugkeer en rus lê julle heil. Terugkeer en rus. In stil wees vertroue bestaan julle krag. Maar julle wou nie. I did it my way. Ou Frankie met sy bottel whisky in sy graf. I did it my way. En jy dink God gaan vir jou sê, dis oukei. Ek het 'n voorskrif gegee, ek het die woord gegee, maar as jy dit jou manier doen, dis oukei. Jy het nie die vrees van die Here nie, man. Jy maak 'n bespotting. En daarom, vers 18, sal die Here met ongeduld daarop wag. Hoor wat sê hy? Om julle genadig te wees. Ongeduld. Ek dink sy geduld is besig om uit te hardloop. As hy hierdie goed gaan toelaat wat nou oor ons land gaan spoel, het sy geduld uitgehardloop. Maar as nog die genade kom terug by sy voete. Daarom sal hy hom verhef en hom oor julle ontferm. En julle wie doen wat? God verhef hom, God ontferm hom, want die Here is 'n God van die gerig. Wel geluksalig almal wat op hom wag. OK, nou gaan ons binnekamer toe. Nou gaan bid ek. Nou gaan pleit ek. Nou gaan huil ek. En jy kry hartseer wat jou voel of jy wil doodgaan. En dan sê die Heilige Gees vir jou, OK, maar weet jy wat, jy moet nog hierdie sake regmaak. Maar sê nie, wag nou, ek is nou nie met daai goed besig nie. Dis wat die kerk doen. En dis hoekom die kerk nie is wat die kerk moet wees nie. Pieter, baie dankie dat jy vanmôre kom vra het, raak stil en bid. Dit is hoogtyd dat die kerk respek vir God kry. Ja, maar ons kuier in die kerk. Daar's koffie na die tyd. Gaan kuier. Maar as ons koffie na die tyd ry almal, dan wil niemand koffie nie. Maar voor die kerk wil ons chit en chat en ons wil praat. En ek dink dalk, ek ken gelukkig nie julle gesprekke nie. God help ons, laat ons nog van iemand opstaan en praat in die kerk voor die diens. Maar ons gaan ons hom loof. Ouens, ek gee laaste dae waarskuwings. Ek het nie 'n keuse nie, ek moet dit doen. Dis my taak, dis my werk. Ek het gister vir die Here baie intieme ding gevra. Kom ek lees dit. Iets wat my ongelooflik diep getref het. En hierdie soek ek niks simpatie nie. Ek wil net vir julle sê wat het ek gelees. Openbaring, ons is alweer in die laaste boek. Hoofstuk 13. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges. Die heiliges. Die leidsaamheid van die heilige. Sonder heiligmaking. Jy moet sien. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf. Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. En ek gaan Jeanette gebruik as 'n voorbeeld. Waar begrawe, toe sê ek, God, hierdie skrif is van toepassing op haar. Die Here het haar gevat voor die moeilikheid kom. Kan sy hierdie moeilikheid deurstaan? Kan ons? En ek het die Here gevra gister, as ek nie kan nie, dat ek huis toe gaan. Ek
wil nie braaf staan hier nie, ek wil nie vol bravade wees nie, ek doen my hele lewe lank hierdie waarskuwings van die eindtye. En as my werk klaar is, en hy besluit, dan is dit goed. Wees gereed. Ons gaan ons Maker binnekort ontmoet. Psalm 145, amper klaar, vers 18. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Hoor net wat hy sê. Almal wat hom aanroep. In waarheid. O, Here, help, hier is moeilikheid. Wat 'n waarheid is dit? Die waarheid is, die moeilikheid is hier. Ouens, en ons moet bid vir ons polisiemanne. Hulle gaan deur moeilike tye. Hulle lewens is in gevaar vir julle, vir ons. Ons moet bid. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Hoor wat sê hy? Hy vervul die wens van die. Van wie? Van die wat hom vrees. God sê, ek sal 'n gebroke en 'n verslae gees nie verag nie. God sal jou wens vir jou gee, as jy hom vrees. God sal jou wens vir jou gee, as jy vandag weet, hoe afhanklik jy van hom alleen is. God sal jou wens vir jou gee, as jy vandag besef, ek is swak. Ek is 'n swakkeling. Ek is niks. Hy is alles. Dan gaan hy jou wens vir jou gee. Hy hoor hulle opgeroep en hy verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet. Maar hy verdelg die goddelose. Julle wat het koning Dawid gesê, ek dink is Psalm 37. O Here, ruk my siel nie weg saam met die goddelose nie. My mond sal die lof van die Here uitspreek. En laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Wat kom uit jou mond uit? Ek verstaan hier een ding. God se lof. Dis al. Hou op dit doen. Hou op die vinger wys. Die Bybel sê wat jy ander van beskuldig is, jouself aanskuldig. Here weet, en ons het soos towenaars geraak met staffies, soos ons die foute van almal wil uitwys, en ons self net op 'n pedestal bly sit. Hoekom doen jy dit? Want jy wil goed lyk. As God in jou nie goed lyk nie, is jy niks. Jesaja 40 kom, vers 28. Ek is besig om julle te bemoedig nou, hoor. Weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. En dis 'n groot ding. Daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Ek sê dit al maande. Jy kan God onmoontlik verstaan. Hy sê my wee is nie jou wee nie, my gedagtes is nie jou gedagtes. Ons kan hom nie verstaan nie. Moenie probeer nie. Dien hom. Dien hom. Hy gee die vermoeide krag vermenigvuldig. Sterkte vir die wat geen kragte het nie. Wanneer laas was jy daar? Heiliges, hou op vir jouself lieg. Wanneer laas was jy daar? Ek is elke oggend daar. As ek wakker word, sê ek, Here, gee my krag. Ek het U so nodig. Ek sien nie kans om hierdie dag sonder U in te gaan nie. Die jonges word moeg en mat. Die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. Soos jy 6 uur opstaan, jy voel soos 'n ou krippel. Roof hom.
By 8:00 hardloop jy soos die reën. En by 10:00 vanaand wonder jy, hoe die duiwel het ek deur hierdie dag gekom? Praat ek iets van waarheid? Iets wat julle mee kan associate? Dankie Here, want ek is so bang ek het vanmôre met die allerheiligstes te kom praat. Dan is ek verkeerde plek. Ek sluit af met Openbaring 22 vers 12 en ek wil hê julle moet asseblief hierdie baie ernstig vat. En kyk, hy praat. Kom gou. My loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek kom gou. Daar's ouens wat praat van 'n pre en 'n mid en 'n after wegraping. Ons is besig om in hom in te gaan en ek verstout my om te sê mid-tribulation. In die middel van hierdie groter gemors wat nou besig is om die aarde te verswelg, gaan hy ons vat. Maar hoe ver gaan hy nog toelaat dat ek en jy op hierdie aarde eers die knie moet buig? God van liefde sal ons nie so iets doen nie. Ons het net nou gelees van die valse profete. God van liefde gaan ons nie dit doen nie. Hoekom het hy dit gedoen nog deur al die eeue? Juis omdat hy lief het. Juis omdat hy nie wil hê jy moet verlore gaan nie. Ek wil jou vanmôre vra, is jy seker jou naam is geskryf in die boek van die lewe? Want God sê in sy woord, die wat verordeneer is om gered te word. Hy het jou. En ek wil vanmôre by jou pleit, wil hiermee afsluit. Ek kom gou. As ek volgende Sondag nog preek en niks het gebeur nie, is nie 'n valse profeet nie. Dit kom. Die woord van die Here sê dit kom. As dit die week nie gebeur nie, genade. Maar dan het ons nog die geleentheid om reg te maak met God en met mekaar. As dit die week gebeur, ek kom gou. En my loon is by my. Is jy gereed? Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie dat ons die wonderlikste voorreg het om die grootste boek van waarheid vanmôre oop te kan maak. U woord wat vir ons leer. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ons het nie vanmôre hier kom vrees saai nie. Ons het vanmôre die woord van God kom oopmaak. U self het gesê, Jesus, u is die woord, u het gesê, hierdie dinge gaan kom. Daar in Matteus 24, weer in Lukas, ons sien dit in Daniël, ons sien dit in Esegiel, ons sien dit in Jeremia, ons sien dit in Habakuk, ons sien dit in Jesaja, ons sien dit in Openbaring, ons sien dit in Tessalonisense, ons sien dit wat Petrus vir ons skryf. Mag God ons help om ons hardkoppigheid en ons ontkenning vanmôre te begrawe. Hierdie dinge kom. Habakuk sê dit so mooi. My ingewande het gebewe. Ons voel dit. Ons ervaar dit. Maar ons weet een ding. Ons sal nie toegee aan vrees nie. Want God is in beheer. Ek bid vanmôre opnuut vir die redding van ons siele. Here, dat ons sal regmaak met U. En wat ook al kom, ons sal doen wat die woord sê. Ons sal opkyk.
Kom in my gees, ek wil dit weer vanmôre sommer in hierdie gebed sê, dat ons almal ons huise weer sal gaan salf, dat ons plekke sal gaan afsalf, en dat ons sal weet, ons pleit die bloed van die lam oor ons plekke. Ek pleit vir genade. Ek pleit vir genade. Ek pleit vanmôre dat harde harte sal toelaat dat u 'n hart van vlees sal terugstel. Ek pleit vanmôre dat self-righteousness die wyk sal nie. Ek pleit vanmôre dat vals bravade sal plek maak vir 'n totale afhanklikheid van God. Ek pleit vanmôre dat die ware vrees vir God in ons hart sal kom voor die vrees oor die wêreld kom. Want ek wil u nie dien omdat ek bang is vir wat kom nie. Ek wil u dien omdat ek u liefhet. Vader, beseël ons deur die kosbare Heilige Gees. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag die Here hierdie woord in jou hart en jou gees lewendig hou.